Hoofstuk 27 Efese. Terwyl Apollos in Korinthe gepreek het, het Paulus sy belofte nagekom en na Efese teruggekeer. Hy het aan Jerusalem 'n kort besoek gebring en ook 'n rukkie in Antiochië vertoef, waar hy vroeër gewerk het. Daarna het hy na Klein-Asië gegaan en in die land van Galasië en Frigië deurgereis. Handelinge 18 vers 23. Waar hy die gemeentes wat hy self tot stand gebring het, besoek en in die geloof van die gelowiges opgebou het. In die tyd van die apostels was die westelike gedeelte van Klein-Asië as die Romeinse provinsie van Asië bekend. Efese, die hoofstad, was 'n groot handelsentrum. Sy hawe was vol skepe en op sy strate het mense uit elke land gewemel. Soos Korinthe was dit 'n belowende veld vir sendingwerk. Die Jode wat nou in alle beskaafde lande verstrooi was, het oor die algemeen die koms van die Messias verwag. Terwyl Johannes die Doper gepreek het, het talle van hulle wat tydens die jaarlikse feeste in Jerusalem was, na die oewers van die Jordaan gegaan om na hom te luister. Hulle het die aankondigings gehoor dat Jesus die beloofde was, en hulle het die tyding na al die dele van die wêreld geneem. So het die voorsienigheid die weg vir die arbeid van die apostels berei. Toe Paulus in Efese aankom, vind hy daar 12 broeders, wat soos Apollos disippels van Johannes die Doper was, en soos hy 'n kennis van die sending van Christus opgedoen het. Hulle het nie die bekwaamheid van Apollos gehad nie, maar met dieselfde erns en geloof het hulle getrag om die kennis wat hulle ontvang het te verbrei. Daardie broeders het niks van die sending van die Heilige Gees geweet nie. Toe Paulus hulle vra of hulle die Heilige Gees ontvang het, het hulle geantwoord: "Ons het nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie." Toe vra Paulus: "Met watter doop is julle dan gedoop?" En hulle antwoord: "Met die doop van Johannes." Toe die apostel die groot waarhede wat die hoop van die Christen is aan hulle verkondig. Hy het hulle van Christus se lewe op aarde en van sy wrede en skandelike dood vertel. Hy het hulle vertel hoe die Here van die lewe die bande van die graf gebreek en seëvierend oor die dood opgestaan het. Hy het die opdrag van die Verlosser aan sy disippels herhaal: "Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees." Matteus 28 vers 18 en 19. Hy het hulle ook vertel van Christus se belofte om die Trooster te stuur, deur wie se krag magtige tekens en wonders verrig sou word. En hy het beskryf hoe heerlik hierdie belofte op die Pinksterdag vervul is. Met 'n diepe belangstelling en dankbare vreugdevolle verwondering het die broeders na Paulus se woorde geluister. Deur die geloof het hulle die waarheid aangaande die soenoffer van Christus aangegryp en hom as hulle verlosser aangeneem. Toe is hulle in die naam van Jesus gedoop, en toe Paulus hulle die hande opgelê het, het hulle ook die doop van die Heilige Gees ontvang, waardeur hulle in staat gestel is om die tale van ander nasies te praat en te profeteer. So is hulle toegerus om as sendelinge in Efese en sy omtrekke te werk, en ook om uit te gaan om die evangelie in Klein-Asië te verkondig. Deur 'n nederige en ontvanklike gees te koester, het hierdie manne ervaring opgedoen wat hulle in staat gestel het om as werkers in die oesland uit te gaan. Hulle voorbeeld bied aan Christene 'n waardevolle les. Daar is talle wat in die godsdienstige lewe min vordering maak omdat hulle te selfvoldaan is om leerlinge te wees. Hulle is tevrede met 'n oppervlakkige kennis van Gods woord. Hulle wil nie hulle geloof en gewoontes verander nie, en daarom doen hulle geen moeite om groter lig te ontvang nie. As die volgelinge van Christus net ernstige soekers na wysheid was, sou hulle na kosbare gebiede van waarheid gelei word, wat tot nog toe vir hulle heeltemal onbekend was. Hy wat hom ten volle aan God oorgee, sal deur die hand van God gelei word. Hy is miskien nederig en skynbaar onbegaafd, nogtans as hy elke aanwysing van Gods wil met 'n liefhebbende, vertrouende hart gehoorsaam, sal sy kragtig gereinig, veredel en bekragtig en sy begaafdhede vermeerder word. Naarmate hy die lesse van goddelike wysheid waardeer, sal daar aan hom 'n heilige opdrag toevertrou word.
Hy sal in staat gestel word om tot eer van God en tot seën van die wêreld te leef. Die opening van die woorde gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. Psalm 119 vers 130. Daar is deesdae talle wat net so onkundig is aangaande die inwerking van die Heilige Gees op die hart, as wat daardie gelowes in Efese was. Nogtans is daar geen waarheid in die woord van God, wat duideliker as dit geleer word nie. Profete en apostels het oor hierdie onderwerp uitgewy. Christus self vestig ons aandag op die plant te groei, as voorbeeld van die manier waarop sy Gees werk om die geestelike lewe te onderhou. Die sap van die wynstok, wat van die wortel af opstyg, word deur die ranke versprei en sorg vir groei en bring bloeisels en vrugte voort. Op hierdie wyse word die siel vervul deur die Heilige Gees wat van die Heiland af uitgaan. Hy vernuy die beweegredes en neigings en onderwerp sal die gedagtes in gehoorsaamheid aan die wil van God, sodat die ontvanger in staat is om die kosbare vrugte van die heilige dade voort te bring. Die bewerker van hierdie geestelike lewe is onsigbaar, en dit is buite die vermoë van die menslike filosofie om te verduidelik presies hoe daardie lewe toebedeel en in stand gehou word. Nogtans werk die Heilige Gees altyd in ooreenstemming met die geskrewe woord van God. Soos in die natuurwêreld, so ook in die geestelike. Die natuurlike lewe word elke oomblik deur die krag van God bewaar. Nogtans word dit nie deur 'n regstreekse wonderwerk in stand gehou nie, maar deur die gebruik van seëninge wat binne ons bereik gebring word. So word die geestelike lewe in stand gehou deur die middele wat die voorsienigheid voorsien het. As die volgelinge van Christus tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, Efesiërs 4 vers 13, wil opwas, moet hy die brood van die lewe eet en die water van verlossing drink. Hy moet waak en bid en werk en in alles die onderrig van die woord van God in ag neem. Daar is vir ons nog 'n les in die ervaring van hierdie Joodse bekeerlinge. Toe hulle deur Johannes gedoop is, het hulle die sending van Jesus as die een wat hulle sondes sou dra, nog nie ten volle verstaan nie. Hulle het nog ernstige dwaalinge geglo. Maar toe hulle meer lig ontvang, het hulle Jesus met blydskap as hulle verlosser aangeneem. En met daardie voorwaartse stap, het daar ook 'n verandering in hulle verpligtinge gekom. Toe hulle reiner geloof ontvang, was daar ook 'n ooreenstemmende verandering in hulle lewe. As teken van hierdie verandering en ter erkenning van hulle geloof in Christus, is hulle in die naam van Jesus herdoop. Soos hy gewoond was, het Paulus sy werk in Efese begin, deur in die sinagoge van die Jode te preek. Hy het 3 maande lank daar met hulle geredeneer en hulle probeer oortuig van die dinge wat die koninkryk van God aangaan. Aanvanklik is hy gunstig oorweeg, maar soos in ander plekke het hy naderhand met geweld weerstaan. Sommige het hulle verhard en was ongehoorsaam en het aangehou om van die weg kwaad te spreek voor die menigte. Toe hulle in hulle verwerping van die evangelie volhard, het die apostel opgehou om in die sinagoge te preek. Die Gees van God het in sy arbeid vir sy landsgenote met en deur Paulus gewerk. Daar is genoeg bewyse aangebied om elkeen te oortuig wat eerlik begeer het om die waarheid te weet. Maar talle het hulle deur vooroordeel en ongeloof laat beheers en geweier om voor die mees afdoende bewyse te swyg. Omdat hy gevrees het die geloof van die gelowiges sou deur voortgesette omgang met hierdie teenstanders van die waarheid in gevaar gebring word, het Paulus hom van hulle afgeskei en die disippels as 'n afsonderlike groep byeengebring. Hy het sy openbare onderrigting in die skool van Tyrannus, 'n vername leermeester, voortgesit. Paulus het gesien dat 'n groot en kragtige deur voor hom oopgaan, ondanks daar nog baie teenstanders was. 1 Korintiërs 16 vers 9. Efese was nie net die luisterrykste stad in Asië nie, maar ook die mees bedorwe. Die wemelende bevolking het hom aan bygeloof en sinsgenot oorgegee. In die skaduwee van sy tempels het misdadigers van elke allooi skuiling gevind en die verlagendste ondeugde het gefloreer. Efese was 'n gewilde sentrum vir die aanbidding van Diana.
Die beroemdheid van die tempel van Diana van die Efesiërs het deur hele Asië in die wêreld gegaan. Sy weergalose pragt het gesorg dat dit nie net die trots van die stad was nie, maar ook van die hele nasie. Die afgodsbeeld daarin het volgens oorlewering uit die lug geval. Daarop was simboliese tekens waaraan groot krag toegeken is. Die Efesiërs het selfs boeke geskryf om die betekenis en gebruik van daardie tekens te verduidelik. Onder diegene wat hierdeur duur boeke noukeurig bestudeer het, was daar talle towenaars wat 'n geweldige invloed op die gemoedere van die bygelowige aanbidders van die beelde van die tempel gehad het. Tydens sy arbeid in Efese is daar aan die apostel Paulus besondere kentekens van goddelike guns gegee. Die krag van God het met sy poging saamgewerk en talle mense is van hulle siektes genees. God het buitengewone kragtig deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lui was op die siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk en die bose geeste van hulle uitgegaan het. Hierdie openbaringe van bonatuurlike krag was veel sterker as enigiets wat die Efesiërs nog ooit tevore gesien het. En dit was van so 'n aard dat dit nie deur die vernuf van 'n goolaar of die besweringe van towenaar nagedoen kon word nie. Omdat hierdie wondere in die naam van Jesus van Nasaret verrig is, het die mense die geleentheid gehad om te sien dat die God van die hemel veel sterker was as die towenaars wat aanbidders was van die godin Diana. So het die Here sy diensknegt verhoog, selfs voor die afgodedienaars, onmeetlik bo die kragtigste en gewildigste towenaars. Maar hy aan wie al die bose geeste onderwerpe is, en wat aan sy dienaars gesag oor hulle gegee het, was gereed om nog groter vernedering en skande op diegene te bring wat sy heilige naam belaster het. Towery is deur die wet van Moses op die straf van die dood belet. Nogtans het afvallige Jode dit van tyd tot tyd in die geheim bedryf. Tydens Paulus se besoek aan Efese was daar in die stad sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, wat toe hulle die wondere sien wat hy verrig het, dit gewaag het om in die naam van Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het. Sekere 7 seuns van Skeva, 'n Joodse owerpriester, het dit probeer. Hulle het 'n man ontmoet wat van bose geeste besete was en aan hom gesê: "Ons besweer jou by die Jesus wat Paulus verkondig." Maar die bose gees het geantwoord en gesê: "Jesus ken ek en van Paulus weet ek. Maar julle, wie is julle?" Toe spring die man in wie die bose gees was op hulle en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het. Op hierdie wyse is onmiskenbare bewys gegee van die heiligheid van die naam van Christus en die gevaar wat diegene loop wat dit aanroep sonder geloof in die heiland se sending. Vrees het op hulle almal geval en die naam van die Here is groot gemaak. Feite wat voorheen verberg was, is nou in die lig gebring. Sommige van die gelowiges het hulle bygelowe nie heeltemal laat vaar toe hulle die Christelike geloof aangeneem het nie. Hulle het hulle toordery nog in 'n sekere mate voortgesit. Baie van die wat gelowig geword het, was nou van hulle dwaling oortuig en het belydenis kom doen en hulle dade bekend gemaak. Die goeie werk het selfs tot sommige van die towenaars uitgebrei. En verskeie van die wat met towery omgegaan het en die boeke bymekaar gebring en voor almal verbrand. En hulle die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50.000 silwerstukke was. So het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword. Deur hulle boeke oor die towerkunste verbrand, het die bekeerlinge in Efese bewys gelewer dat hulle die dinge nou verag het waarin hulle vroeër beraag gehad het. Dit was veral met en deur hulle towerkunst dat hulle aan God aanstoot gegee het en hulle siele in gevaar gestel het. En dit was teen die towerkunst dat hulle verontwaardiging nou te kenne gegee het. So het hulle die bewyse gelewer van ware bekering. Hierdie verhandelinge oor waarsêery het reëls en formules bevat vir gemeenskap met bose geeste. Dit was reëls van die aanbidding van die Satan, aanwysings om sy hulp in te roep en van hom inligting te kry. As hulle hierdie boeke behou het, sou die disippels hulle aan versoekings blootgestel het. Deur dit te verkoop sou hulle ander in die versoeking gebring het. Hulle die koninkryk van die duisternis verwerp en geen opoffering te groot geag om die mag daarvan te breek nie.
so het die waarheid oor die vooroordeel van mense en hulle geldgierigheid geseëvier. Deur hierdie openbaring van die krag van Christus is 'n groot oorwinning vir die Christelike geloof behaal, en dit in die vesting van bygeloof. Die invloed van wat plaasgevind het, was verrykender as wat selfs Paulus beleef het. Die nuus is wyd en suid in Efese versprei, en die saak van Christus is daardeur sterk bevorder. Lank nadat die apostel self sy loopbaan beëindig het hierdie tonele nog in die geheue van die mense voortgeleef en was dit 'n middel om bekeerlinge vir die evangelie te wen. Graag veronderstel mense dat heidense bygelowe voor die beskawing van die 20ste eeu gewyk het. Maar die woord van God en die stroewe getuienis van die feite verklaar dat towery nog net soos in die dae van die oudtydse towenaars in hierdie eeu bedryf word. Die oudtydse towery is in werklikheid presies dieselfde as wat deesdae as spiritisme bekend staan. Die Satan vind toegang tot die gemoedere van duisende deur hom in die gedaante van afgestorwe vriende voor te doen. Die skrifte verklaar, die dooies weet glad niks nie. Prediker 9 vers 5. Hulle gedagtes, hulle liefde, hulle haat, het alles vergaan. Die dooies hou nie gemeenskap met die lewendes nie, maar getrou aan sy vroeë lus, maak die Satan van hierdie misleiding gebruik om die heerskappy oor die mense se gemoedere te verkry. Deur middel van spiritisme hou talle siekes, bedroefdes en nuuskieriges gemeenskap met bose geeste. Almal wat dit waag, bevind hulle op gevaarlike terrein. Die woord van waarheid vertel hoe God hulle beskou. In die oudtyd het hy hulle 'n streng oordeel uitgespreek oor 'n koning wat by 'n heidense orakel gaan raad soek het. Gaan julle omdat daar glad geen God in Israel nie, om Baal-Zebub, die God van Ekron, te raadpleeg? Daarom dan, so sê die Here, van die bed wat jy opgeklim het, sal jy nie afkom nie, want jy sal sekerlik sterwe. 2 Konings 1 vers 3 en 4. Die towenaars van die heidense tye het hulle teenhangers in die spirit mediums en heldersienders en die waarsêers van ons tyd. Die geheimsinnige stemme wat te Endor en te Efese gespreek het, mislei die mensekinders nog deur hulle leuenagtige woorde. As die sluier voor ons oë verwyder kon word, sou ons sien hoe bose engele al hulle lus gebruik om ons te mislei en te vernietig. Orals waar 'n invloed gebruik word om mense God te laat vergeet, daar beoefen die Satan sy towerkrag. Wanneer mense aan sy invloed toegee, word die verstand verwar en die siel besmet nog voordat hulle dit besef. Gods volk van die Here behoort gehoor te gee aan die apostelse vermaning aan die gemeente te Efese. Hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer.